Goeiemôre, dit is donderdagoggend 2 Oktober 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle almal aan vanaand se bosberaad om 7 uur waar ons 'n bietjie gaan gesels om te kyk na watse opsies is daar oop in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En watse keuses Rusland het in die stryd vorentoe teen die agtergrond van die Europese en Amerikaanse druk en voorbereiding wat hulle tans pleeg. So, vanaand om 7 uur, moenie vergeet nie, skakel in, raak deel, interaktief met die lede en ons gaan sommer lekker saam gesels. En dan net 'n herinnering. Die nag word so aan die klaarstaan tydskrifie wat nou uitgekom het. Ag genade tog. Okay, die klaarstaan is nou gereed, hy het nou uitgegaan. Dit is nou nie 'n mooi foto wat ek daar vir julle gehad het nie, maar ek gaan hom ook plaas sodat mense dit kan volg. Dis ons maandelikse nuusbrief en vir diegene wat dit nog nie gekry het of daarop ingeteken het nie, dis gratis, stuur net jou e-mailadres na 'n geskikte plek toe en dan ontvang jy hierdie klaarstaan per e-pos. Jy kan dit ook per WhatsApp ontvang. Julius Malema is nou skuldig bevind, skuldig vir die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Tydens een van sy saamtrekke, paar jaar gelede al. En dis een van daardie oortredings wat op beeldmateriaal vasgelê is en wat eintlik so half onbetwisbaar is. En dit kon nie tot iets anders as 'n skuldig bevinding gelei het nie. Maar ons weet, hy is skuldig bevind. Hy kan 'n moontlikheid van tot 15 jaar tronkstraf opgelê word. Maar ek dink nie dit is wat gaan gebeur nie, want hy het verlof tot appel gekry. Wat beteken hy gaan in elk geval nie tronk toe voordat sy appel nie aangehoor is nie. En ons weet hoeveel maniere daar is om so aansoek of so proses uit te rek en uit te rek en uit te rek. Maar ons moet in ons agterkop een ding in gedagte hou, is dat mense weer eens sy skuldig bevinding vier en bly is dat dit gebeur het, te sê, right, nou is dit die einde van Malema, hy gaan tronk toe. Nou, hoe lank gaan dit nog vat vir ons bevolking, ons mense, om te besef dat dieselfde wette geld nie vir dieselfde mense nie. Kyk wat het met Jacob Zuma gebeur. Almal het gesê dis die einde van Zuma toe hom tronk toe vat. Almal het gejubel toe hy toegesluit word, toe hy die aand gearresteer was. En ons weet dat Durban en omgewing het gebrand as gevolg daarvan. Ja, Malema se steun het afgeneem op die politieke vlak, maar dit sê nie sy ondersteuning of die mense wat met hom 'n gevoel het of deel dat dit enigstens minder is as wat dit was nie. Een vuurtjie is nodig om 'n hooimiet aan die brand te steek. So ons moet die situasie ook maar mooi dophou wat Malema se skuldig bevinding aanbetref. En dan ja, ons het gister gesels oor die groot diefstal daar by Tembisa Hospitaal en dat dit waarskynlik in 'n omgewing van triljoene rande is wat gesteel is by al die staatshospitale oor die land, want dit is oral waar hulle vingers in die paai gehad het, hierdie syndikaate, om met die geld dan op die einde weg te loop. Maar ek dink ons is gister nogal redelik amper onkant gevang met Nathi Mthethwa se dood daar in Parys, waar hy
onverklaarbaar van die 22ste vloer afgegooi is. Ekskuus, ek sien hulle sê hy het geval van die 22ste vloer af. En ek het ook gesien, mense sê, maar hy het self gespring en ek dink nie so nie. Ek dink egter die ondersoekers daar sê dat die kamer se geseelde venster was oopgeforseer en ja, het hy dan 22 verdiepings na sy moord geval. Nou hierdie Nathi Mthethwa was die minister van polisie in die tyd waar hy opdragte gegee het aan sekere belangrike generaals in die polisie dat sekere politici nie vervolg moet word nie. Hy het dus polities ingemeng in die besluitneming of in die uitvoering van die polisiepligte. En dit is waar daar geen invloed behoort te wees nie. Maar dit is juist daar op die hoogste vlak waar dit gebeur het. En dis waar luitenant-generaal Mangwanasi se omstrede toespraak vandaan kom, wat hy gemaak het rondom politieke inmenging wat verhoed dat ondersoeke afgehandel word waar die ontbinding van die spesiale taakspan aangespreek is of dan aanbeveel is of aangesê is om te doen. En generaal Mangwanasi het sy frustrasie daaroor het hy aan die lig gestel met sy ongemagtigde, om het so uitdruk, perskonferensie, het dit aan die lig gekom. En ons weet dat daar is tans 'n ewige ondersoek, 'n kommissie wat vra aan alle belange spelers in die proses. Nou, daar's nou al hoeveel fluitjiesblasers, mense wat gewaarsku het, potensiële getuienis is al doodgemaak. Ek het juis gisteroggend vir julle gewys hoeveel skote is in daai een kar. Hulle praat van 'n ander vrou wat 'n fluitjiesblaser was, wat hulle 10 keer geskiet het. Nou as oud-minister van polisie was dit vir my verbasend dat Nathi Mthethwa as die ambassadeur in Frankryk opgeëindig het. Dis asof hy stil van die toneel af geskuif is, sodat hy nie sekere lastige vrae moet vra nie. Nou, ek het in die verlede al 'n paar keer oor Nathi Mthethwa se aktiwiteite gepraat. En nou lyk dit vir my, dis het opgevang met hom. Is daar iemand gestuur om hom stil te maak, om te sorg dat hy nie geroep kan word as 'n getuie in hierdie ondersoek na politieke inmenging nie? Hy is natuurlik ook op 'n manier verbind met hierdie diefstalle en korrupsie daar by die Tembisa hospitale en 'n verskeidenheid van ander situasies. En dis asof letterlik die hele politieke bostruktuur absoluut in hierdie korruptiewe diefstal en plundering van staatsfondse en staatsinstellings betrokke is. En dat daar nie 'n manier is hoe daar enige onderhoud gedoen, toerusting aangekoop kan word, waar daar betrokkenheid van hierdie politieke, korruptiewe mense af is nie. En asof daar ook geen wet, geen reël is wat vir hulle geld nie, dat hulle bo die wet verewig is. En ek dink, dit is ook een van die situasies waarin Malema gedink het, hy's veilig. Niemand sal ooit teen hom optree nie. En as dit van die staat afgehang het, sou niemand ooit teen hom opgetree het nie. Dit was op die ou ende Agriforum wat 'n hof toe gevat het en wat hierdie saak dan gewen het. Maar of dit goed is en of dit sleg is, dit sal ons moet sien wat van vore af gaan kom. Maar een ding is seker, die plundering, die diefstal, die moorde is so wyd versprei
dat daar geen manier is dat Suid-Afrika dit kan oorleef nie. Van die hoogste vlak af is dit kriminele. Word die land gelei deur kriminele wat net selfverryking en magsvergryping in gedagte het en nie vir een oomblik dink aan die land nie. Ek het ook vroeër die week gesê hulle behoort almal aangekla te word van hoogverraad. Hierdie is 'n bewys daarvan, want hulle verraai die land en sy mense. Hulle kan nie die land en sy mense beveilig nie. Hulle wil ook nie, want dit gaan oor geld en geld en geld. En die ergste van alles is, dit is asof hulle nie besef hoeveel geld dit is nie. Dat hulle nie besef wat is 'n miljoen nie, wat is 'n miljard nie, wat is 'n triljoen nie. Want as hulle dit besef het, sou hulle dalk op 'n stadium besef het hulle hoef nie so baie te steel nie. Maar dit is presies waarteen daar gewaarsku was voor 1994, waar daar gesê is, as die mag in hulle hande beland, gaan hulle begin om die staatskas te plunder. Hulle gaan teen mekaar optree. Moorde gaan hande uitrug. Niks wat nou gebeur is nie, dit was voorspel. Dit is gesê. Maar weer eens, ons mense, ons pers wil dit nie glo nie. Dit gebeur. Net soos wat niemand wil glo dat Suid-Afrika op die rand van die totale ineenstorting is nie. Dat is op die rand van geweld en anargie is nie. Niemand wil dit glo nie. Het jy ooit gekon dink dat die ministers so diep betrokke is in misdaad? En as jy dit dan nou met jou eie oë sien, moet jy mos besef, hier kom groot moeilikheid. Ons gaan op onsself aangewese word vir ons beveiliging en vir ons beskerming en vir die voortbestaan van ons mense. Moenie onkant gevang word nie. Raak betyds deel voor dit te laat is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ek sien julle vanaand 7 uur regstreeks om 7 uur by die Bosberaad. Mooi loop, lekker dag en andersins is ek ook weer môreoggend terug by julle.